U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuberg.co.za. Ons is vanoggend by Lukas 7, daar vanaf vers 24. Terwyl ons die plek so bid, kom ons vra net die seën van die Here op hierdie deel. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons U woord oop het, die voorreg om daaruit te kan lees. Maar Here, ons is afhanklik van U, dat U Gees vir ons die insig sal bring, in die openbaring. Dat ons nie net op die oppervlakte lees nie, maar dat ons kan sit en kan hoor wat U Gees vandag vir die gemeente wil sê, vir elkeen van ons. En ek vra, o Gees van God, dat U deur die banke sal beweeg en elkeen sal aanraak. Ons begeer U teenwoordigheid, U stem en die aanraking in ons lewens. En word verheerlik ook in ons midde, wanneer ons met U woord en die dinge besig is. Kom praat, Here. U kinders luister. Amen. Lukas 7 daar vers 24, na die boodskappers van Johannes vertrek het Jesus met die mense oor Johannes begin praat en gesê, waarna het jy in die woestyn gaan kyk? Na riet wat deur die wind heen en weer gewaai word? Nee. Maar wat het jy nou uitgegaan om te sien? 'n Man met deftige klere aan? Nee, kyk. Die wat swierige klere dra en weelde lewe, kry mense in koninklike paleise. Maar wat het julle uitgaan om te sien? 'n Profeet? Ja, dit verseker julle nog meer as 'n profeet. Dit is hy van wie daar geskrywe staan, kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit, en hy sal 'n pad vir jou reguit maak. Ek sê jou, onder die mense op aarde is daar niemand gebore wat groter as Johannes is nie, en tog is die geringste in die koninkryk van God groter as hulle. Al die mense, ook die tollenaars wat hom geluister het, was aan die wil van God gehoorsaam. Hulle het hulle met die doop van Johannes laat doop. Net die fariseërs en die wetgeleerders het die bedoeling van God verwerp en nie deur Johannes laat doop nie. Kom ons gaan net eers tot sover. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk ook. As ons nou moet dink, vandag het ons baie helde en baie mense wat ons na kyk en wat ons aan terugdink, wat vir ons belangrik is. Wie is die groot name wat jy dalk in jou lewe sal noem? As iemand jou vra, wie is die helde in jou lewe, die mense wat 'n groot indruk op jou gemaak het, wat jy na kan opkyk? In geskiedenis het baie groot figure opgelewer, en baie van hulle met baie reg, dit wat hulle gedoen het, die dinge waarvoor hulle gestaan het. Ons kan na die Bybel ook kyk, die Bybel het baie groot figure, ons begin in die Ou Testament, en ons begin sommer by Adam, en dan gaan ons af na Henog toe, na Noag toe, ons kan kyk na Moses toe, ons kan kyk na die mense wat hom gevolg het in Abraham en Dawid en you name it. Profete kan ons kyk. Baie groot name wat die Bybel vir ons gegee het. Elia, Elisa, wat wonderlik en groot en kragtig gedoen het. Jesaja, Jeremia, en so kan ons aangaan. Manne wat die wil van God geopenbaar het, geheimenisse vir ons geopenbaar het. Maar weet as ons kyk deur hierdie lysie van dinge, as dit nie was dat die Here Jesus Christus dit uitgelig het nie, dink ek nie een van ons sou Johannes die Doper hier geplaas het nie. Nie waar nie. Hy het nie 'n man wat 'n vreeslike lang tydperk bedien het nie. Hy het niks geskrywe wat invloed gehad het op die kerk en die koninkryk daarna nie. Vir 'n baie klein tydjie was hy daar, hy het soos 'n sonneblom opgekom en hy weer afgegaan en hy weer verdwyn. So in die menslike geskiedenis en hoe ons na dinge kyk, sou meeste van ons nie 'n tweede keer na hom gekyk het nie. Maar hierin lê vir ons opgeskryf 'n baie groot geestelike waarheid. Een van die groot waarhede van hierdie koninkryk van God. Dat dit nie die name is wat ons dink en wat ons normaalweg na kyk wat die groot name in die koninkryk van God is nie. In die skole het ons die ererol waar teen die muur is. En as die manne wat hard gewerk het en ons is nie verbaas as iemand op daai ererol kom nie. Maar as ons die ererol van God voorhou, dan is dit heeltemal iets anderste. Want God se standaard en die manier hoe hy kyk na ons as lewe, die maatstaf waar hy meet, is nie ons menslike maatstaf nie. Die mense wat groot is in die wêreld, selfs binne die kerk. Die Bybel het met baie van hulle gepraat en sê hulle ken nie die Here nie.
Laodicea, een van die grootste en die sterkste gemeentes, wat ons sê, ons is skatryk, ons het niks meer nodig nie. Die Here sê, ons is arm, beklaanswaardig en kaal, daar's niks in julle as gemeente. Sy leed op. En ek is op pad om die lampstander te verwyder. En ons moet leer as kinders van die Here om te kyk deur die oë van die Here na die wêreld en die koninkryk rondom ons. En dan begin ons ander dinge raak sien. Hoekom dit so is. Hoekom word hy die grootste van alle tye genoem? Wat is belangrik in hom, in sy lewe? En ek vra die vraag vir myself af, want as dit is die dinge wat hom groot maak, dan vra ek, Here, maar ek wil van die dinge ook in my lewe hê, nie waar nie. As U dit ag, dan moet dit waar wees in my lewe. In hierdie gedeelte kry ons 'n paar dinge wat ons by wil stil staan, waar hy oor praat. En ons het verlede week begin, as ons net so vinnig gaan terugkyk, waar hy in die tronk sit, en hy sit in twyfel. So hy word nie voorgehou as hierdie wonderlike, foutlose mens nie. Hy het ook sy oomblikke gehad, en ons het gepraat oor twyfel en alles daarmee saam. Maar tog praat die mense, en die mense van sy tyd, het hom 'n groot profeet genoem. Almal was eens met 'n profeet en rondom die persoon van Johannes, en dit gaan ek soms so aan 'n kantnota sê voor ons aangaan, is daar so 'n dualiteit, 'n tweeslagtigheid. Aan die een kant sê die mense, maar hy is 'n profeet. Soveel so dat sommige van hom wil koning maak en sê hy is die Messias, hy is die een wat moet kom, en die Here sê baie duidelik dat hy nie is nie. Hy sê hy is die een wat na my kom is groter as ek. Hy is net die een wat in die woestyn roep. Maar die ironie vir ons as mense is, dat die mense in sy tyd noem hom 'n profeet, maar hulle vat nie sy profesie nie. Hulle wil van die profesie dat Christus die Messias is, niks weet nie. En dit klink hartseer, maar dit is so eie ons as mens. Ons beskou hom die grootste van alle profete, die Here praat daarvan, en tog het die mense nie geluister na wat hy sê nie. Nou ek wil stil staan, ek wil nie vanoggend lank hierby wees nie, maar praat oor wat is die dinge wat hom groot maak. In hierdie gedeelte is daar 3 dinge wat vir ons uitgehaal word, wat hy groot is. Die eerste wat ons by stil staan is sy karakter. Die Here 3 vrae wat hy stel in die gedeelte vir die mense. En die eerste 2 vrae wat hy stel, is vrae rondom die karakter van Johannes. Wat iets baie besonders is, anders sou die Here dit nie genoem het nie. Kom ons gaan na die eerste vraag toe, vers 24. Hy vra, waarna het julle in die woestyn gaan kyk? Na riet wat deur die wind heen en weer gewaai word? Dis nie 'n ou wat so praat en dan so praat nie. Hy's nie 'n ja-broer wat ja sê op alles nie. Hy's nie 'n draadsitter nie. Hy's 'n man van God wat reguit praat en reguit aankondig ook. Soos julle onthou, ons laas sê, Johannes die Doper se bediening 3 tot 400 jaar later sluit aan waar die Ou Testament afsluit. Die koms van die Here is naby, die oordeel van die Here is op hande, en sy boodskap aan die wêreld is, bekeer julle, die verlosser kom. Johannes het 'n volledige openbaring gehad, soos ons laas gesê het, en ons is bevoorreg daarin, dat ons weet, dat daar 'n eerste en 'n tweede koms van die Here is. In die Ou Testament sien net die koms van die Here, en daar word gepraat oor sy eerste koms, en daar word gepraat oor die tweede koms, maar in die Ou Testament, dan lyk dit of dit bymekaar is. Maar ons sien dit van die kant af, ons weet waarvan hy praat. So daar's 'n dringendheid in hom. Bekeer jy, want die koninkryk is op hande, die Messias is hier, ek weet hy is naby, ek is hier om hom te doop. En hy bly by sy tema. Hy praat nie so en hy praat dan nie. Alhoewel sy boodskap moeilik is. Daar moet 'n stuk van daai karakter ook in ons wees. 1 Timoteus 3 praat die Paulus en sê vir die diakens, hy sê net so met die diakens om manne van goeie karakter wees. Hulle moenie uit 2 monde praat nie en aan drankverslaafings op 'n eerlike winsbejag uit wees nie. Hulle moenie uit 2 monde praat nie. Hy moet sê wat hy sê, hy moet staan by wat hy staan. Jakobus praat daarvan, sê hy, as jy ja sê, moet dit ja wees, as jy nee sê, moet dit nee wees, dan sal jy nie veroordeel word nie.
Johannes het nie 'n riet wat heen en weer gewaai. Hy was nie onbestendig nie, hy was vas op wat hy gesê het, omdat hy geglo het in wat hy sê. Ek het 'n verskriklike kleintjie dood aan 'n algemene teologie wat in die wêreld vandag loop, dat ons saam op soek is na die waarheid. Dis nie woorde wat jy iewers in die Bybel kry nie. Dis nie die woorde wat God ooit geuiter het nie. Christus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Hy staan vas, onwankelbaar. En sy kind, sy dienskneg, en as jy sy profeet in sy diens is, dan staan jy op hierdie rots onwankelbaar. So sê die Here. En Johannes was daardie man. Maak nie saak hoe die wêreld rondom lyk nie. Maak nie saak hoe die Joodse volk veralgemeen het en vervlak het in hulle geloofslewe nie. Hy het gestaan en hy het gepraat. Die harde evangelie. En jy het opgeleer dat daar geskrywe is van die Joodse leiers. En dit is nogal vir my woorde wat baie waar is. Die Fariseërs wetgeleerders het die bedoeling van God verwerp. Hulle die pad wat die Here uitgelê het, verwerp. En hy is die een wat moet opstaan en vir hulle die regte koers aanwys. Deur bekering, deur sondebelydenis. Daarin lê die pad na die ewige stad toe. En hier deur die eeue kom die duiwel met sy dwaalings. Dis niks nuus in daai tyd nie, vandag nog dieselfde. Deur die eeue het Here wagters op die mure gehad wat die waarheid moet verkondig, die volk moet waarsku. Daarom noem ons die profete van die Ou Testament groot en hulle het geboet met hulle lewe daar. Hulle het gestaan en gesê, so sê die Here, hier is die pad, dis 'n nou pad. Dis 'n pad wat die mens nie wil hê nie, dis 'n pad wat die vlees nie wil hê nie. Maar in sy karakter is hy nie 'n riet wat heen en weer gewaai word nie. Hy het nie elke stroming gevolg wat volg nie. Hy het geweet en hy was seker van sy saak. En hy is geseker, dis die waarheid. Jakobus praat hiervan. Jakobus 1 begin hier, dis iemand wat twyfel. Is soos 'n brander in die see wat heen deur die see in die wind aangejaag word, heen en weer gedryf word. So mense is altyd aan die twyfel, is onbestendig al sy doen en late. Ek moet dink hy iets van die Here sal ontvang nie. Dit is Johannes nie. Johannes het geweet wat sy roeping is. Johannes het geweet waarvoor hy hier is en waaroor dit gaan. En was nie bang om daarvoor op te staan nie. Hier is die weg, volg dit. En hy het dit so gedoen ook. Dit kos karakter om te bly staan wanneer die stormwinde teen jou is. Dit kos 'n baie besondere karakter om te bly staan as jy alleen is. Ek kan dink aan hom wat voor Herodes staan, en Herodes Antipas, die geskiedenis ken, sy weet is 'n besondere wrede koning gewees. Nie gehuiwer om mense dood te maak en te vermoor, en ook natuurlik op die ouend vir Johannes vermoor. En voor hom te staan en vir hom te sê dat jy lewe in sonde. Mense, ek weet of ons iemand van karakter vandag gaan hê. Om op te staan en voor 'n president te staan wat baie mag en autoriteit en te sê, jy lewe in sonde nie. Ons is vandag in leierskap en mense rondom ons wat so gemaklik almal se monde vlei en so gemaklik sê, maar ons moet nie oordeel nie. En hulle waai soos riete die hele wêreld vol. Geen wonder die wêreld soek na leiers vandag nie, want daar's niemand van karakter nie. En 'n kind van die Here. En 'n man van God, 'n vrou van God. Ek soek karakter, sê die Here. En Johannes was groot om die een rede dat hy karakter gehad het, nie bo die ander nie, maar in lyn met al die ander wat ons in die Bybel van lees, en die groot man in die geskiedenis van God, wat gewaag het om op te staan. In die reformatie om op te staan en te sê, maar ons kan nie saam met die stroming en die dwaling van die kerk mee te gaan nie, en hulle getuigskrifte teen die muur van die kerk op te spyker, en party van hulle om te sterwe, baie wrede maniere aan die hand van die kerk, omdat hulle teruggekom het na die woord en die waarheid en daarvoor gestaan het. Dis wat hulle so groot en dis wat hom so groot maak. Staan waarvoor hy glo. Kind van die Here, as ons so hierdie punt na kyk, dan moet mens vir jouself afvra, staan ek en staan jy vir wat jy glo? Baie maklik om dit hier te doen.
Baie maklik om te doen as jy 'n familie en medegelowig is. Dis nie waarvan ek praat nie. As jy môre uitstap en jy staan voor Herodes, jy staan voor die wêreld, jy staan voor kollegas, jy staan voor medewerkers, jy staan voor mense wat jy weet van Christus niks wil weet nie. As jy nog steeds 'n standvastige rots, al maak dit dat jy 'n eiland is waar jy werk. Al die kinders deur die eeue van die Here het altyd die prys betaal, omdat hulle kinders van die Here is. Dis een van die dinge wat die Here vir ons beloof het. Hy het nêrens vir beloof dit gaan maklik gaan en dit gaan goed gaan met ons, gaan gesond wees, al die dinge wat die duiwel graag vir die Here wou beloof het, vir sy kerk deur die eeue beloof het, wat hy vir ons beloof het, in hierdie lewe sal julle vervolg word. En ons word vervolg as ons begin staan vir wat ons glo. Feit van die saak is, ek sê som in 'n kantlyn net om volledig te wees. Maak seker, jy staan vir die ware waarheid. Die Fariseërs het ook gestaan vir wat hulle geglo het, tot hulle verdoemenis. Hulle het nie geluister. En in ons as kinders van die Here het hierdie woord, en alles moet getoets word aan hierdie woord. Is dit waar? En dis hoe my lewe aanpas. Dan is daar 'n tweede karaktergetuienis wat die Here vir hom gee. Vers 25. Hy vra, waarna gaan julle kyk? Nee, maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n Man met deftige klere aan? Nee, kyk. Die wat sweerige klere dra en wilde lewe kry mense in koninklike paleise. Matteus praat van Johannes, hy sê Johannes het klere van kameelhaar gedra, met 'n leerband om sy heupe en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Dit klink 'n bietjie rof. Val die dieet. Ek juk al as ek net aan die kameelhaar dink op my lyf. Here, is ek van plan en sien ek kans vir so 'n pad. Daar's 'n weg wat uitgelê word vir 'n kind van die Here, wat vir die wêreld onsinnig lyk. Vir die wêreld draai dit om hulle geluk en hulle gemak. En 'n kind van die Here, ons is weergebore vir myself en al hierdie dinge ook. En dis nie die pad wat ek wil stap nie. My hartsbegeerte is, Here, wat as U wil? Waarheen wil ek gaan? En daarom sy in die woestyn. Hy's nie daarom snaaks te wees nie. Dis waar die Here hom gevat het. Dis waar die Here hom gaan leer het. Dis waar die Here hom gaan toerus het. As jy voor die Herodes moet staan, dan is die woestyn vir jou nodig. En hierdie dieet is ook vir jou nodig. Nie die lekker kos nie, nie die luukse goed in die lewe nie. En deur die eeue is dit nog altyd waar gewees, en al die groot name wat in die geskiedenis, wat God kragtig gebruik het, is mense wat opgestaan het en gesê, maar Here, ek is bereid om op te offer. Is altyd nodig, nie? Maar vir party is dit. Om die pad te stap wat die Here voor my uitgelê het, met die bereidheid om werklik alles op te gee en prys te gee vir hom. Johannes kon by 'n punt gekom het en gesê, maar joh, dit is nou te veel. Julle sit by huise, julle slaap lekker onder dakke en bedde, ek lê in die veld. Julle eet lekker kos, skaapvleis, gaar gemaak. Wat moet ek eet? Julle het lekker klere om te dra, gemaklike klere. Here, dit wat U op my gelê het is net te veel, en dit vra net te veel van my. Jy hoor dit nooit uit sy mond uitkom nie. Dis die pad wat die Here vir my gelê het. En dis wat hom groot maak. Dis wat die groot man in die geskiedenis altyd groot gemaak het. Dat hy nie gepla was oor die pad wat hy gelê het nie. Ek het al gelees van so baie sendlinge en die pad wat hulle moes uitloop. En dan lyk my pad baie, baie maklik. Hoe baie sendlinge is nie geroep in dele van die wêreld waar dit baie moeilik is, nie net om te gaan sterwe daar. Ek weet van sendlinge wat kinders en vrou alles verloor het vir die diens van Christus. Maar hulle bly waar hulle is. Daar's nie 'n woord wat gesê word teen die Here, geen beskuldiging, geen beswaar nie. Hy weet wat die prys is. Maar jy onthou ook en hy weet wat die loon is van gehoorsaamheid. Jy sien, Johannes het verstaan wat die Ou Testament van praat, wat die Here nog altyd van gepraat het. Want die veld te lewe en van sprinkane te lewe is niks.
Dis kortsigtig, gaan verby. Wat belangrik is, my gehoorsaamheid, my getrouheid. Daar kom 'n ewige bedeling. Want die wat gehoorsaam is, dit sal ontvang vir ewig wat die Here beloof het. Te veel kinders van die Here is ongehoorsaam in die uur wat hulle lewe en verloor loon wat hy sou gekry het vir ewig. En daarom moet ons nie deel nie. Dis wat hom 'n man van karakter maak. Hy het sy liektheid gelos. Hy was ook iemand wat die mense gevlei het nie. Hy is nie iemand wat gepraat het na hulle oor nie. Hy was nie 'n sosiale aanvaarbare ou nie. Hy het sy pad gestap, hy gesê reguit. Kind van die Here, as ek by hom moet stil staan en ek wonder vir myself ook en vra ek, wat is vir jou so belangrik in jou lewe? Is daar iets wat dalk vir jou belangriker is as jou gehoorsaamheid aan die Here? Ons kan maklik by onsself redeneer. Johannes kan nog steeds in sy huis gebly het en sy lekker kos geëet het en nog steeds uitgegaan het en gaan preek. Is net 'n dwaas wat so iets sal dink hoor. Soos jy nou ek jou nou 'n dwaas genoem het, vat dit maar soos dit kom. Hoekom? Want die woestyn het hom gevorm. Moet nooit die woestynpad, ons het onthou Jesaja, ons het daarvan gepraat. Die highway of holiness wat deur die woestyn loop, moet dit nooit geringskat nie. Dis waar 'n kind van die Here gevorm word. Ons word nie gevorm in die leksheid nie. Ons word nie gevorm in die maklike deel van die lewe nie. Ons word gevorm in die woestyn. En daarom is dit nie my snaaks dat die grootste van alle profete wat die Here noem, waar kry ek hom nie? Waar gaan soek jy die grootste van alle profete? Definitief nie in die koninklike paleise nie. Definitief voor 'n groot kerk wat hy staan en sy eie vliegtuie besit en allerlei ander goedes wat daar is nie. Waar gaan soek ek hom? Eensaam, alleen in 'n woestyn. Daar's die man van God. Daar's die een wat verstaan die waarheid in die evangelie. Want hy's gebreek genoeg, leeggemaak genoeg van homself, om volgemaak te word van sy verlosser. Daar is geen grootheid in die koninkryk van God, sonder 'n woestyn nie. Moet jouself dit nie mislei nie. Vir 'n kind van die Here is die woestyn 'n baie kosbare plek, want die Here het my daar gevorm. Dis nie 'n maklike plek nie, nooit dit gesê nie. Maar dis 'n plek waar die Here ons vorm en ons bereikbaar maak. 'n tweede ding, hoekom hy groot is. Die eerste twee is gegaan oor sy karakter en die Here die derde vraag wat hy noem. En dit gaan rondom sy roeping. Vers 26 en 27. Maar wat het julle uitgegaan om te sing? 'n Profeet. Ja, dit verseker nog meer as 'n profeet. Dis hy van wie daar geskryf het, ek stuur my boodskapper vooruit en hy sê die pad gereed maak. Wat maak hom groot, sê die Here? Sy werk. Hy haal dan juist Maleagi daaraan, kom ek al die volledige vir julle daaraan. Maleagi 3 vers 1 sê, ek gaan my boodskapper stuur. Hy sal die pad voor my reguit maak. En dan sal ek die Here na wie julle soek skielik na sy tempel toe kom. Ja, die verbondsengel na wie julle met soveel vreugde uitsien het, gaan nou kom, sê die Here, die Almagtige. Ook 'n teks wat die moeite werd is om 'n rukkie by stil te staan, ons nie vanoggend tyd daarvoor nie. Maar die Here wat sê, hy sal 'n pad voor my. As iemand ooit gewonder het oor die godheid van Christus, daar is hier baie duidelike verwysing in, een van die baie in die Bybel, na wie is, voor my. God wat sê, voor my maak hy die pad uit. Die Here, die verbondsengel, is geweldige gelaaide taal, gelaaide woorde. Ons het vanoggend stilgestaan by die verbond en gesing 'n deeltjie daarvan. Dis wie ons God is. Die grootheid en die omvang daarvan en hoe wonderlik is. En Johannes het die voorreg gehad dat hy die een is wat hierdie pad vir die verlosser moet regmaak. So die werk wat hy doen is 'n grootendeel hoekom hy die grootste profeet is, want dit gaan oor die koninkryk van God. Die Here verwys 'n bietjie na sy persoon, maar dis sy werk. Want dit gaan oor die koning. Hy is die een wat die voorreg het om aan te kondig, hier is die Messias. Al die ander het geprofeteer oor die Messias, dit wat moet kom, dit wat wag.
Maar besonder begenadig die profeet wat kan sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Is dit nie? Wie van julle sal nie die voorreg gee om vandag, net vir 'n oomblik kan teruggaan in tyd en ook daar by die rivier te staan? Daar is my lam, wat my sondes weggeneem het. Nie. Daar bly by ons 'n besondere voorreg wat die mense gehad het in daai tyd, om Jesus te kon aanskou, by hom te kan wees, wat sou ons nie gee vir 'n oomblik daarvan nie. So in daai oomblik, baie groot, hy het die pad gereed gemaak. Hy het die volk herinner, hy het die Ou Testament, waar die Ou Testament opgehou het hy weer voor die volk gebring, en weer vir hulle gebring by die pad, onthou dat die oordeel van God kom, die Messias is hier, bekeer julle. En oor sonde te praat, en dit voor die mense te bring, het hy die pad van Christus oopgemaak. Dat Christus kom vir hulle wys, wat genade beteken. En die kruis kan beteken op die ouheid. So in sy bediening en sy prediking, het hy die hele volk op hoogte gebring, en Christus kon intree. En hy kon vir hulle kon demonstreer. Hy het stikkende mense genees, blindes heel laat sien, gebrokes heel gemaak. En op die ou en dan sal die oordeel kom wat hy van praat. En meer is dit, hy is besonder bevoorreg, omdat hy persoonlike kontak het. Wat so Jesaja en Jeremia, Sagaria, ek dink aan Daniel en sy visioene, wat sou hulle gegee het om te kan staan en praat met die Here. Die Messias. God mens geword nie. Dan 'n laaste een, ons maak met hom klaar. Wat het hom groot gemaak? Sy karakter het. Die bediening wat hy het, wat die Here hom gegee het en begenadigheid het. Maar ook sy bydrae. Vers 9 sê, al die mense, ook die tollenaars, na hom geluister en was aan die wil van God gehoorsaam. En hulle laat doop met die doop van Johannes. En daar sien ons die oop pad. Dat hy gepreek het, en vir 'n klein oomblik in die geskiedenis, het hy geweldige effek gehad. Dat die tollenaars, en dit word baie pertinent vir ons hier genoem, die sondaars. Want dis vir wie die Here gekom het. Vir ons as sondaars. Wat weet dat ons sondaars is? Dat ons ver van hom af is. Het geluister en is bewus gemaak van hulle sonde. En hulle het berou gehad daaroor. Die hartseer deel is, dat hulle vir 'n klein tydjie beïndruk was daarmee. Toe Johannes nou gevang is, en hy word doodgemaak, die grootste profeet wat Jesus van praat, toe hy sterwe, was daar geen roering in die stad nie. Niemand het beswaar gemaak nie. Net 'n handjie vol het kon verslag gee dat hy dood is. Baie van hulle het gestaan toe Jesus in Jerusalem instap, toe hy die Via Dolorosa stap en geskree, kruisig hom, kruisig hom. Die kerk van die uur, vers 30, wou van die begin af niks van hom weet nie. Die fariseërs en die wetgeleerders het die bedoeling van God verwerp. Hulle die weg verwerp. As ek die weg verwerp, verwerp ek die waarheid, verloor ek die lewe. Kan nie een sonder die ander nie. Ek sê dit baie duidelik en pertinent, herinner julle dat daar baie wat vandag is, en baie kerke vandag, wat die bedoeling van God verwerp. Onder baie slinkse agenda van kom sê, maar Christus is nie die enigste weg nie. Dat God werk onder ander gelowe en in ander groepe op ander maniere. En hulle trek het streep deur die kruis. En daar is 'n akkommoderende geloof en 'n godsdiens. 'n breë weg teologie wat verkondig word, wat direk staan teenoor hierdie Bybel. En dis leiers en kerkleiers, soos dit daai tyd was, wat vandag nog steeds opstaan, en die weg verwerp. En daarmee die oordeel en die dood bring.
hierdie einste leiers wat gestaan het, kruisig hom. Die Here het ons voorspel en ons weet in 2 Timoteus 3 sê hy, dit moet julle weet, in die laaste dae sal daar swaar tye mens kom. En die goed is alles so, né? Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, verwant, beledigend teenoor die medemens, ongehoorsaam hulle ouers, ondankbaar, ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos wees en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos, hooghartig. Ons is alles bekend daarmee. Kan iemand van julle die wêreld rondom ons beter beskryf as dit? Ek sou sê hy het dit 2000 jaar terug eksakt gevat. Met ander woorde, dan is ons in die laaste dae. Maar saam met dit, hulle sal eer liefde vir genot hê as liefde vir God. Sal nog 'n uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Daai wedergeboortekrag, daardie nuwe lewe wat Christus bring, daardie oorwinning oor sonde en alles daarmee saam, daai sterwe aan die self, die eie ek, die ambisies, die begeerte, daai krag ken hulle nie. Net die oppervlakkige deel daarvan. Dis die mens wat hierdie weg van God verwerp. Maar ek wil afsluit op 'n ander noot. En daarom heb ek die vers uitgelos, want dit was my iets besonder. Vers 28, ek sê vir julle, onder die mense op aarde is daar niemand gebore wat groter as Johannes nie. Dis God se statement oor hom. En tog is die geringste in die koninkryk groter as hy. En tog is jy groter as hy. Hoekom? Daar's 2 groot redes daarvoor. In die koninkryk van God waarvan ons deel is 'n ewige koninkryk. Hierdie deel wat hy van praat van Johannes was 'n klein deel voor hy gedeel het met die ewigheid, maar ons in die ewigheid het Christus in sy volheid en al die geestelike gawes in vol. Soos ons kyk na aardse Johannes, is aardse Johannes niks in vergelyking met die Christen nie. En dinge wat hy ook dan gedeel het later nie. Maar ons is groter en hy, en veral die volgende opsig. Johannes het gekom en hy het die pad vir die Here gereed gemaak. Sy twyfel het ons laas daaroor gepraat het, was deel daarvan, omdat hy nog nie die volle evangelie verstaan het nie. Saam met Christus en saam met die apostels het daar vir ons 'n magtige openbaring gekom van wat die wil van God is. Ons het leer ken van Christus, die drie eenheid. Ons het leer ken van die uitverkiesing. Ons het leer ken in besonder van die eerste en dat die tweede wederkoms sal wees en 'n magdom van dinge wat hy nie van geweet het nie. Jy het 'n bevoorregte posisie dat jy dinge beter ken en verstaan as wat Johannes het daar nog so verstaan het. Hy was getrou en gehoorsaam in die beperkte deel wat die Here vir hom gegee het. Ons is bevoorreg dat ons in die volheid van die bediening kan staan. In die volheid van die kennis, die volheid van die openbaring en sy gees en alles wat daarmee saamgaan. En saam met hom ook in die volheid van die ewigheid saamgaan. Daar's 'n ou lied wat ek onthou wat my ma baie gespeel het. Ek weet nie of julle die Fischer volk sal onthou nie. Ou gospel liedjies wat hulle gesing het toe ons nog klein was. En die een liedjie wat hulle gesing het is Do you want to be great in God's kingdom? En daai woordjies het my altyd bygebly so deur my lewe. Wil jy groot wees in God se koninkryk? Aardse ambisies moet sterwe. Die eie ek en self sterwe. Maar Paulus sê ook dat as jy begeer om 'n ouderling te wees, dan begeer jy die goeie ding. Daar is goeie en regte ambisies wat ek kan hê. En een van hulle, Here, ek wil ook onder u kinders gereken word as een van die grootes. Ek weet dit beteken dat die wêreld rondom my nie gaan sing en my gaan reken nie. Die Here gaan nie van my 'n ophef maak soos van Johannes nie. En dit is ook nie nodig nie. Maar daar kom 'n dag wanneer hy terugkom, waarna ek baie uitsien. Wanneer hy sy kinders voor hom gaan laat staan,
en hy self oor hulle sal getuig voor die hele kosmos. Al daai wat jou gespot het, jou vervolg het en alles, gaan hy getuig. 'n Getuienis wat hy gaan gee soos hy gegee het van Johannes, maar baie uniek aan jou. En daai skoene wil ek vul. En daai getuienis wil ek waardig wees. Nie groot in mense se oë nie. Groot in sy oë. En dit kom terug na gehoorsaamheid. 'n Leeg word vir myself. Die padstap wat hy voor my het gelê het. Here Jesus, ek sê vir U dankie vir Johannes en die kosbare getuienis wat U ook oor hom het. Ons weet, Here, dat hy was maar net 'n eenvoudige mens, maar U het hom geroep tot 'n besondere diens. En hy het sy lewe daarvoor gewy en hy was bruikbaar en gehoorsaam tot die einde toe. Al was dit vir 'n baie kort tyd. En ek bid vir ons, Here, as U kinders, dat ons in dieselfde karakter sal staan. Dat ons nie riete sal wees wat deur die wind heen en weer gewaai word nie. Dat ons gemak en ons genot en ons dinge nie vir ons so belangrik sal wees dat ons daaraan sal vasklou. En ons gehoorsaamheid en ons diens aan U sal skade ly nie. Dankie dat U elkeen geroep het wat hier sit. Elkeen van U kinders tot U diens. Daar's nie een van ons wat daar buite staan nie. Daar's nie een wat nie die Gees gekry het om vir U iets te beteken nie. Mag Heer dat ons ook so getrou gevind sal word wanneer U weer terugkom. Here Jesus, aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.